Maar ons begin vanaand bietjie met 'n nuwe tema. Daar is nog en ek het heeltyd gedraai hoe ek hierdie tema gaan. Ek wil eers sê daar's meer, maar dis mos so lekker. Ek weet Marius maak 'n baie lekker malva pudding. En dit is altyd so lekker as jy daar by hom sit. En as jy eet, ek weet nie hoe eet julle pudding nie, maar daai laaste stukkie skuif jy so in die bakkie rond, jy weet, want jy sien so uit om daai laaste happie te vat. Jy weet, jy eet en dan maak jy hom bietjie kleiner, dan eet jy, maar en dan vat jy daai laaste happie en as jy daai laaste happies vat, dan sal Marius gewoonlik sê, daar is nog, daar is nog. En dis die mooiste woorde wat ons wil hoor. Ons liggame stem nie altyd saam met daar is nog nie. Nou, en dis hoekom ek die tema gekies het, daar is nog, en die subtema is, verder as ons grense, daar is nog, verder as wat ons kan dink, verder as wat ons kan droom, is daar nog. Maar kom ons begin by die ysbreker, en ek het gewonder, as jy twee liggaamsdele het en ons gaan die mond uitsluit, ons praat, jy mag nie die mond gebruik nie. Watter liggaamsdeel gebruik jy te veel en watter een gebruik jy te min? Okay, Salome, jy skud jou kop, begin ons by jou. Ek dink op hierdie stadium gebruik ek my brein te veel en my hart te min. Hoekom sê jy so, Salome? Want ek dink te veel en ek wag te min op die Here. Ja. Okay, alright. Stel, wat sal jy sê, watter een gebruik jy te veel en watter een gebruik jy te min? Ek dink ek gebruik te veel my sluk en te min my been. En te min jou been? Bene. Okay, alright. Gerda, watter een gebruik jy te veel? Yes, pastoor, jy het eintlik vir Robert nou geboikot hier, want toe ons nou lees, wat is die ysbreker, toe sê hy, mevrou, jy moet sê, jy gebruik jou mond te veel, en jou ore te min. So, daar pastoor ons nou geboikot daar. My ook geboikot. Watter een gebruik jy te min, Gerda? Ek dink dit val seker onder hart, want ongeduld. In die situasie wat ons op die oomblik is ek ongeduldig, en so Salome gesê het, my kop, my dink, my brein, want ek wil net graag teruggetrek woonstel toe, en ek verbou en verbreek die woonstel so in my kop, dat ek in die aand nie kan slaap nie, en dan die ongeduld, want ek kan dit nie nou al doen nie. So jou hart, ek wil dit doen. Robert, my hart gaan uit na jou toe, hoor. Jy moet maar sê as jy so vir 'n weekie hier wil kom kuier. Robert, watter een gebruik jy te veel en watter een gebruik jy te min? Ek dink deesdae sit ek op my sitvlak te veel en ek doen te min met my twee hande. Lekker pensionaris. Tannie Wilma, watter een gebruik dan nie te veel en watter een gebruik dan nie te min? Nee, klank Tannie. Ek gebruik my hande te veel en ek dink my brein bietjie te min. Okay, hoekom sê Tannie so? Want ek doen baie werk vir ander mense soos hikkel, en ek maak komberse en beanies en al sulke goed vir 'n projek in ons selgroep, en ek sal nie ek moet eintlik bietjie meer sit met my Bybel en met die Here praat en sulke dinge. Okay, dis goed. Ja. Ek dink Marius is 'n voorbeeld van ons op sy rype ouderdom het hy nou weer begin swat. So hy probeer sy brein aan die gang hou. Hy's weer besig om 'n nuwe programmerings iets te swat. Marius, watter een gebruik jy te min en watter een gebruik jy te veel? Ek dink my linkerbeen
gebruik ek te veel op die clutch. Want hy is moeg in die aande as ek nou klaar gewerk het. Om heel te daai clutch in en uit te trap. En dan die res is, of die ander wat ek nou te min gebruik, is eintlik nou die ander been, of eintlik die bene saam. Ek loop te min. Ek ry maar rond waar ek wil wees, dan loop ek te min en dan het dit nou die geneigtheid dat die pens begin groei as jy te min loop. Ja, Lisel, watter een gebruik jy te min? Of te veel? Ek wil amper sê my brein te min en te veel, want ek is 'n overthinker, so ek kry my afgeskakel nie, maar partykeer voel ek baie om en dom, so dan voel dit of ek nie my brein gebruik nie, of my, ja. So dis 'n Joe gevoel vir my. Okay, so dis albei. Die linkerkant van die brein gebruik jy te veel en die regterkant gebruik jy te min. So iets. Jy's 'n komplekse mens. Meisie, wat gebruik jy te veel en te min? Nee, ons mag nou nie eerlik daaroor wees nie, want dit is presies wat Gerda sê. Die tong hopeloos te veel en die ore hopeloos te min. Maar aangesien ons dit nou nie mag sê nie, Ek het gedink die mond van eet. Ek het nie dink gaan praat nie. nee, van tong. Dan is dit waar ek is. Tong. Te veel, hopeloos te veel en die ore seker hopeloos te min. Ja, ek persoonlik vir my dink ek gebruik my tong te veel en my brein te min. Ek moet nie die overthinking nie, maar ek as mens maar net vat hoeveel van jou breinkapasiteit het jy gebruik en hoeveel loop jy maar net saam, jy weet, hier in jou kop rond, en as jy maar net jou hele brein kan gebruik. So ons praat van daar is nog. En ek wil net die prentjie kry, 'n lekker Sondagmiddagete en dan lê 'n puddinglepel gedek. En jy is besig om hier deur die bord kos te gaan. En lyk my 'n ouer mens word, hoe meer geniet jy kookkos. Weet, as kind wil jy net graag die kookkos verbygehaal gekry het om by die puddinglepel uit te kom. Jy verstaan, maar lately is groente ook nog vir my lekker. Maar ek wil met daai prentjie kry, in jou lewe is daar ook 'n puddinglepel. Die lewe is nie net altyd swaar kry en moeilikheid nie. Die lewe is ook lekker en daar's 'n pudding. Kry net hierdie beeld van 'n puddinglepel ook in julle kop. Maar kom ons kyk bietjie wat sê die Bybel. Meisie, jy kan vir ons Efesiërs 3 vers 20 lees. Nou, dis die bekende gedeelte, Efesiërs 3 vers 20. Lisel, hou hom so 'n bietjie daar in jou vertaling ook naby, asseblief. En aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk. Kyk, Lisel, gooi 'n bietjie in jou vertaling. Hy moet geprys word, hy wat mag het om deur die krag wat in ons werk oneindig meer te doen as wat ons vra of dink om te vra. Hoe groot is God volgens Efesiërs 3 vers 20? Oneindig. Hy's oneindig. Hy's 'n God sonder grense. Maak nie saak of jy nou Einstein is of wat 'n mens jy ook al is nie. Jy het maar net 'n sekere kapasiteit. Jou brein het sekere grense. En die God wat ons aanbid is groter as hierdie grense. En hulle sê, Robert, wanneer word 'n man oud? Jo, dis moeilik. Seker maar as hy begin stadig stap en hy begin sy storieetjies herhaal. Okay, hulle sê 'n mens word oud as jy nie meer trappies 2-2 kan klim nie. O ja. Want ek lankal uit. Ek was dan nog nooit jonk nie, né? Right. Hulle sê dis wanneer 'n mens fisies oud word as jy nie meer trappies 2-2 kan klim nie. Salome, jy kan nog 2-2 klim, né? Ja, in my drome.
Maar hulle sê, weet jy wanneer word jy oud? Die dag as jy nie meer drome het nie, as jy nie meer ideale het nie, dan word jy oud. En ons drome word beperk deur ons brein. Dink 'n bietjie, Gerda, jou ouma grootjie, as sy vandag moes gelewe het en jy het vir haar 'n selfoon gegee om te bel, hoe sou sy gereageer het? Sjoe. Dit sou iets verskriklik gewees het. Dit sou so vreemd gewees het. Ek meen, vat myself. Ek ken nie eers my selfoon se volle gebruik nie. My kleindogter moet altyd kom help. So ek dink sy sou dalk geweier het om hom te gebruik. Dink jy nie ook baie keer dat wanneer dit buite ons grense gaan, dan dink ons dis boos nie. Daar's kanker in hierdie ding, jy moet hom nie so naby in jou oor hou nie. Julle dit ook al gehoor? Alright, so, en dis hoekom wanneer ons oor die profeseë praat van Johannes in Openbaring en so, dan moet ons besef, dit wat hy gesien het, moes hy verwerk het met 'n brein wat grense het. Ek meen, as Johannes 'n selfoon gesien het, Marius, hoe sou hy 'n selfoon beskryf het in Openbaring? Sure. 'n stem in die bos. 'n stem in die bos. 'n stem in die gras, hoe hy het op die gras geken nie. Ja. Dink hoe lank sou hy gevat het om nou hierdie instrumente probeer beskryf het? Met wat sou het vergelyk het met 'n baksteen wat lyk soos 'n baksteen, en dan hierdie ou wat met homself praat in die baksteen. Jy verstaan, maar daar is sekere grense. Nou, vanaand wil julle vir my vra, Louis, waartoe is jy op pad? In ons kop is daar sekere grense. Maar ek wil hê vir 'n oomblik moet jy besef, die God wat ons aanbid is groter. Is groter as hierdie grense. Ons is gewoond aan sekere goed. Ons leer sekere goed. Ons het sekere kennis. Maar God wat ons aanbid is groter as ons grense wat ons het. Iemand nog iets sê oor Efesiërs 2 vers 20? Aitsa, daar is julle terug. Die klank is net af, Gerda. Toe druk Robert 'n ander knoppie, toe kom ons nou op die skerm. Ja, nee man, wys jou. Hy's besig om grense te skuif vanaand. Hallo, Brakka. Hey. Hy's elke Sondag aan saam met ons. Ja, te lekker, ons gaan hom weer vir die daad doop. Verstaan julle die grense? Nog iemand iets sê oor Efesiërs 3 vers 20? OK. Vanaand wil ek 'n stelling maak is... As ek dalk iets kan sê, Louis, asseblief, Lisel. Ek het nou daaraan gedink. Ek het weer in die week dit gelees ook. Daai eerste stukkie, hy moet geprys word. Ek dink ons vergeet baie keer bietjie om God te prys. Ons wil net altyd vra. En eintlik moet die meeste van, ek het nou oor gebed gelees, moet meeste van ons gebed eintlik gaan om hom te aanbid en om te prys. Ek dink ons, of ek laat dit na soms. Mens wil net Ek altyd dink vra. dit sluit aan by verlede week, Lisel, is dat wanneer jy die grootheid van God ervaar, kan jy nie anders as om hom net sy lof te besing, hoe groot hy werklik is nie. En ons het 'n idee hoe groot is God. Vanmiddag terwyl ek stil raak, toe kom daai liedjie by my op. Ou liedjie wat sê he's more than enough. He's more than enough. He's El Shaddai. The God of plenty. He's more than enough. En ons moet nooit God in 'n boksie probeer sit nie. Nooit nie. Daar is meer. Daar is nog. Daar is groter. Maar ek wil hê ons moet vir 'n oomblik sien, wanneer ons praat van 'n persoon, hoe hy homself sien. Goed wat belangrik is,
Hoe sien jy jouself? Hoe sien ander mense jou? Het jy al by die spieël geloop en dan, is dit hoe ek nou lately lyk? Mm, En dan knip jy die oog. nooit. Of daar kom hulle neem 'n foto en jy verskyn iewers op die Facebook van waar jy nou nie jou pens ingetrek het nie en die wangetjies nie gebol het nie. En jy sien jouself op Facebook en dan wonder jy, is dit hoe ek regtig lyk? Is dit hoe ander mense my sien? Maar ons wil graag hê mense moet ons mos sien. Ons moet ons wil graag hê hulle moet ons lyk soos Chuck Norris. Sit 'n lekker weet 'n vierkantige kakebeen en daai tipe goed. Maar die groot vraag is, hoe sien God my? Kom ons kyk bietjie na my geliefde vriend Petrus. Gerda, Lukas 5 vers 9 tot 11. Is dit Lukas 4 of Lukas 5? 5. Die een wat getik het wat die WhatsApp gestuur het, jong, julle moet bid vir daai ou se vingers. Hy gebruik sy vingers te min. Dit is Lukas Miskien 5. Okay, Dis Lukas, vers 9. Lukas, ja, Lukas 4 gaan oor die versoeking, ekskuus julle. Dis Lukas 5. Lukas 5 vanaf vers 9 tot 11. Goed. Want verbaasdheid het hom aangegryp en almal wat by hom was oor die vangs van visse wat hulle gemaak het. En net so ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat Simon se maats was. En Jesus sê vir Simon, moenie vrees nie, van nou af sal julle mense vang. En nadat hulle die skuite aan die land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. As ons nou vandag so 'n bietjie kon gedink het, wat dink julle wat was Petrus se droom? Op daardie stadium vir homself wees. Kom ek vra dit anderste. Okay, Robert, praat gerus. Hy wou baie vang het en hy wou lewe gemaak het uit die visvang uit. Hy wou 'n suksesvolle visserman gewees het. Visserman. Hoekom wil hy baie visse gevang het, Robert? Herhaal net weer daai vraag. Hoekom wil hy baie visse? Hoekom wil hy baie visse gevang het? Sodat hy vir sy mense kan sorg en dat dit met hom kan goed gaan, dat hy geld in die bank het. Dit is alles gegaan oor moelas, vir eie gewin. En as jy baie geld het en dan kan jy mos maar, as jy baie geld het, dan sit jy voor in die kerk en hulle verwelkom jou spesiaal in die kerk. En ewe skielik het jy mos nou status. Daar's 'n spesiale parkeerplek vir jou. Jy kry status. En ek meen, niemand van ons droom tog ons wil 'n boemelaar word. Wie van julle droom wie van julle se tiener het gedroom jy wil 'n boemelaar word? Julle kan maar eerlik wees. Niemand. Marius? Ja, nee, ek het net gesien as jy 'n boemelaar is, dan kry jy geld. As jy werk, dan moet jy geld betaal weer terug vir die staat en al die ander plekke. Ja, jy het verkeerd gekyk. Moenie 'n boemelaar sit vanaand in julle wind in hierdie reën, waai ook al is, kry hy koud vanaand. Moenie 'n boemelaar word nie. Ja, moenie. Dis nie lekker nie. Moet dit nie. Dit lyk lekker, maar dit is nie. Dit is nie lekker nie. Die punt is wat ek wil maak is ons drome. Salome, wat wou jy geword het as toe jy 'n kind was? 'n Onderwyseres? Dit was 'n onderwyseres, maar toe verander ek, hoewel ek 'n dokter geword het en ag, tog die al sulke groot goed. Ek se bly ek het nie 'n dokter geword nie. Okay. Tannie Wilma, wat wou Tannie geword het? Sê net weer, Tannie. Ek wou 'n verpleegster geword het. En ja, ek dink Tannie, hoor ek van al die studies. Wat dink Tannie Wilma toe geëindig mee? Ek wou 'n verpleegster geword het. Toe hoor ek van al die studies
Dus dit my af. Okay, right. Gerda, wil jy al die jare maar SAP toe gegaan het? Ek het hoe kan ek sê, eers as jong meisie het ek gedink om 'n sosiale welsynwerkster te word. Maar toe besef ek my hart is eintlik te sag vir dit. En my kinders toe ek eendag vir hulle vertel, toe sê hulle, ma, ek is maar bly maar het nie. Anders het ons op die grond op 'n matras geslaap. Weggegee, né? Ja, maar ek hou van wat ek gedoen het. Ek sou tog, maar omdat ek te sag was vir welsyn, sou ek van die begin af polisie wou toe gegaan het. Ek was maar bietjie ouer toe ek eers polisie toe is, maar ek sou sommer direk na skool polisie toe gegaan het. As julle so na my kyk, wat dink julle wat wou ek geword het toe ek 'n kind was? Stel jy kan nie antwoord nie. Prokureur. Ja, dit was een van die goed, veral toe Petrocelli op die TV was. Onthou julle vir Petrocelli? Ek wou op 'n stadium net 'n lorrybestuurder gewees het. Maar ek was in standaard 4 toe ek al vir die poppe en vir die stel gepreek. So ja, ek het maar geword wat ek wou geword het. Of nie wat ek wou geword het, wat die Here wou geword het. Right. Petrus wou status gehad. Dus Petrus wou ryk geword het, soos ons almal maar wou gewees het. Wat was Jesus se droom vir Petrus? Om die woord uit te dra. Vissers van mense te wees, die woord uit te dra. Dink julle dat voordat Jesus vir Petrus geroep het, dink julle dat God het geweet Petrus gaan vir Jesus verloon? Ja, hy weet alles. Maar hoekom het hy nog steeds vir Petrus geroep? Anders was een... Ja. Ja. Het gaan nie oor wat hy so verkeerd gedoen het nie, dit gaan oor wat se waarde hy sou toevoeg in die hele proses, kan ek maar sê. Maar ons Weet jy- brein, Robert praat gerus. Daar's 'n sekere kwaliteit in 'n visserman. Hy gaan elke dag terug, of hy nou 'n vis gevang het of hy nou nie 'n vis gevang het, hy gaan terug en hy gaan sit daar by die water totdat hy 'n vis vang. En ek dink dis die kwaliteit wat Jesus in hom gesien het en dis hoekom hy hom gesê het, ek wil vir jou hê. Want ek weet, Petrus was bietjie rof geweest as ons Petrus se lewe gevat het. Hy was nou nie 'n mooi gepoetste diamant nie. Hy was 'n rowwe diamant. Maar wanneer ons dink aan daar is meer, dan herinner ons brein ons dadelik daaraan in al ons foute. God kan nie vir jou seën nie, want jy het met 'n ander man vingertaal gepraat toe die taxi voor jou ingery het, Gerda. Jy verstaan, en dadelik herinner die vyand ons nie regtig nie. Maar dadelik herinner die vyand ons aan ons tekortkominge. Maar ten spyte van ons tekortkominge sien God ons raak soos waarheen ons op pad is. Enige opmerkings? Die Here sien die groter prentjie en iets wat nou in my kop opkom. Mense is so geneig as jy iemand ontmoet of so, dan is die woord takseer jy hom op sy baadjie. En dis nie wat daar's nog meer. Wag net en leer die persoon ken, daar is nog meer. Salome, lees vir ons bietjie Johannes 15 vers 16 asseblief. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my naam vra, hy julle dit kan gee. Dankie. Wie van julle, toe julle in standaard 5 was, of graad 7 was, het die hoërskool jou ouers gekontak en gesê,
stuur vir klein Liseltjie na my skool toe. Ons sal haar skoolfonds betaal. Ons sal haar skoolklere borg. Sy moet net na ons skool toe kom. Wie van julle was een van daai kinders? Gerda, steek jou hand op. Nee, nee. Hy ding het gekom lank nadat ons uit die skool uit is. Toe begin hulle die kinders koop. Ja, ek wil sê ons gaan nou raas sê dit het nie gebeur nie. Ek weet van my maat by 5 skole aansoek gedoen voor hulle my eers aanvaar het. Nee, dit was nie regtig so nie. Alright. In daardie tyd, as jy 'n rabbi gesien het, 'n leermeester gesien het, dan het jy die leermeester gekies. Dan het hulle na die leermeester toe gegaan en hom begin volg. Jesus draai dit om en hy sê, julle het my nie gekies nie. Ek het julle gekies. Maak dit sin? Kom die liggies iewers aan vanaand? Ja. Jy verstaan? Jy jaag nie jou eie droom nie. God het 'n droom vir jou. En hy het jou gekies en hy sien potensiaal, 'n toekomstige potensiaal en hy sien jou talente raak. En hy het jou gekies. Jy het hom nie gekies nie. Praat vir my 'n bietjie oor die ligte wat aankom. Het Eskom aangekom daar by julle? Ja, dis die waarheid daai, want weet jy, as ek moes gekies het toe as ek myself moes gekies het toe ek 'n jong mannetjie was, dan het ek aan 'n pad gekyk. Ek sou myself nie gekies het. Maar ek dink die Here het daarom gesien, nee, wat hier is iets ernstigs onder al hierdie swart en modder. Is daar ernstigs iets wat ek kan gebruik? Jy sien maar Robert, wat ons weerhou het, is ons grense. Is ons gedink ons gaan dit nie maak nie. Ek meen as toe jy 20 was en ons het gesê het jy sal toegewyde gelowige wees aan die Here, sou jy gesê het nie ek nie. Nie ek nie. My lewe is te rof gewees. Ek doen te veel goed verkeerd. Nie ek nie. Jy sien ons brein maak dit vir ons vol. Kom ons praat 'n bietjie oor die volgende persoon. Iemand wat nog iets wil gesê het oor Petrus? Kom ons praat 'n bietjie oor oom Josef. Kom ons praat oor Josef. Genesis 37 vers 4 tot 11. Wie het nou al gelees? Gerda, jy het gelees. Stel het jy al gelees? Nee, ek het nog nie gelees nie. Ja, lees bietjie vir ons asseblief. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers liefhet, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daarom het hulle hom nog meer gehaat. Hy het hulle naamlik vir hulle gesê, hoor tog hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land. Toe met eens my gerf gaan staan en ook regop bly staan. Terwyl hulle gerwe daar rondom kom en hulle voor my gerf neerbuig. Toe sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer? Of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehaat oor sy drome en oor sy woorde. Daarna het hy nog 'n ander droom gehad en dit aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad. Die son en die maan en 11 sterre het hulle voor my neergebuig. Toe sê hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en aan hom gesê, wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig? En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Hey, dankie Stel. Dis Josef. Hoekom het sy broers hom gehaat? Hy was die wit broodjie. Hy is die blue eye boy, die wit broodjie. Ja. En toe kom hy nog en hy droom. Okay. Vir 'n oomblik is julle almal 17, want dis hoe oud Josef was. Vir 'n oomblik is julle almal 17, die grys hare het verdwyn en is so mooi swart soos Lisel se, né?
En Lisel, amper vra ek jou of dit die bottel uit is of dit original is, maar kom ons los dit maar. Original. My pa se. Jou pa se. Okay. Dis original, julle. Is sommer sy's 'n goeie man het. Hy maak aan nie grys nie. Right. Julle is nou almal weer 17 en nou het julle hierdie droom van die gerwe, Salome, en jou broers en jou familie buig voor jou. Hoe dink julle het dit in Josef se kop gegaan? Hoe sou dit gebeur? Kom ons probeer ons in Josef se skoene sit. Hoe sou dit gebeur? Dink julle Ja. Josef het ooit gedink aan 'n land soos Egipte? Hy moet Egipte toe gaan? Dink julle eerder omdat sy pa lief is vir my en hy het vir my die Josef skleed gemaak, gaan ek die enigste erfgenaam wees en my broers gaan my dien omdat ek die erfgenaam is, ek gaan die patriarg raak van die familie? Het hy eerder so gedroom? Miskien ja. Ek dink dit Ek dink dis 'n opsie gewees. Maar nooit het hy gedink sy pad gaan Egipte toe nie, en die feit dat hulle vir hom gebuig het beteken, hy gaan eintlik die provider word. Hulle gaan hom nie dien nie, hy gaan hulle dien daardeur. Ons opskrif is mos, daar is nog. Wie van julle droom nog? Salome, droom jy? Ja, Meisie? Lisel? Marius? Jep. Tannie Wilma, droom tannie? Robert? Ja, ek doen. Robert, droom jy? ja, definitief. Ek Gerda, droom nog droom van jy? gaan ry, ja. Jy droom nog van? Lang paaie wat ek gaan ry en mooi plekke wat ek gaan sien. Gerda, droom jy nog? Ek droom nog, maar so nou en dan glip daar so 'n nagmerrie in, maar ek droom nog. Stel, droom jy nog? Ja, maar kan dit nie onthou nie. Okay, ek is die enigste een wat nie droom nie, want die Bybel sê die ou mense sal drome droom en ek is nie oud. Okay. Weet julle, almal van ons droom. Almal van ons droom. En hulle sê eintlik droom ons elke nag. Maar ons kan dit nie onthou nie. Wie van julle droom in 'n soos in 'n seepie? Jy word wakker en drink jy water en slaap jy weer en droom jy verder, gaan die droom verder. Gebeur dit met julle? Dit het al gebeur, ja. Okay. Of is dieselfde ding wat jy so oor en oor en oor en oor droom? Ja. Ek droom altyd Tannie Wilma nou is nou af, maar en Gerda het nou gesê van 'n nagmerrie. Ek droom altyd ek beland op die kansel. En as ek klaar die Bybel gelees het en opkyk, dan is die hele kerk leeg, het almal uitgeloop. Dan word dit 'n nagmerrie. Of as ek opkyk is my preek weg en ek weet nie wat gaan ek vir hierdie mense sê nie, ek begin babbelsap. En as ek op vakansie gaan, is dit altyd iewers op pad Natal toe en ek bly op by dieselfde woonstelle. Verskillende woonstelle met dieselfde woonstelkomplekse. En ek droom ook baie keer, dan word ek wakker, dan staan ek op en dan gaan ek miskien badkamer toe of ek drink water en dan kom ek terug en dan slaap ek en dan gaan ek verder met my droom. Ek droom ook, né, dat ek vir myself sê in my droom dis 'n droom, is nie die werklikheid nie. Want ek het 'n goeie verbeelding. Dis hoekom ek so snaaks droom. Wat sê unieke drome droom julle? Wat ek het in my hart ook gemaak vir julle wat ek droom. Weet jy, ek het baie keer gedroom. Lankal terug het ek dit gedroom. Ek duik in 'n poel water in. En dan gaan ek al dieper en dieper en dieper tot my asem naderhand op is en dan asem ek die water in. Dan word ek wakker.
En toe word ek gediagnoseer met slaapapnee en dit is vandat ek met die masjien slaap, is daai droom weg. Dankie Vader, dis weg. Dis interessant. Dis interessant. Nog Ja, interessante drooms. Praat Robert. Ek het fisies opgehou asemhaal. Die mense wat saam met my was, Gerra en die mense wat saam met my in die kamer geslaap het gesê ek het fisies opgehou asemhaal en dan dis wanneer ou weer begin asemhaal. Ja, Verseker. maar Salome? jy het opgehou asemhaal omdat jy geduik het. Jy kan mos nie asemhaal as jy duik nie. Salome, vertel vir ons 'n bietjie van jou droom. Die laaste ruk het ek baie de mekaar gedroom. Ek dink dit begin nou 'n bietjie beter word, my drome, 'n bietjie meer. Ek kan dit nog nie onthou nie, maar ek kan dit voel rustiger. So ek probeer dit onthou, maar kyk is so right nou met my drome. Ek het baie keer dit onthou, maar dan is dit nie goeie drome nie. So nou is dit al beter. So 'n paar interessante goed van drome is dat drome konnekteer ons met die bonatuurlike. Drome vat ons na plekke toe waar ons nie fisies is nie. Maar ons drome word beperk deur ons brein. As ek nog nooit in my lewe 'n selfoon gesien het nie, sal ek nie droom oor 'n selfoon nie. Maak dit sin wat ek nou sê? So, jou drome word gereguleer deur jou grense wat hierbo in jou kop is. Nou kom die Bybel in Efesiërs 3 vers 20 wat sê God sal vir ons groter dinge doen as wat ons kan dink en wat ons kan verstaan. Interessant, waar kom drome vandaan? Drome kom, wie van julle het groot geword met die ding, as jou ma vir jou gesê het, jy moet nie so baie vleis eet nie, jy gaan vanaand droom. Ken julle daai? Ja, dit altyd gesê. Okay, so drome kom baie van jou emosionele toestand af, waar jy is. Jou eerste plek waar drome vandaan kom is jou eie gedagtes. Jy's dalk lus vir 'n vakansie, nou begin jy van vakansie droom. Robert is lus vir 'n lang pad, nou begin hy oor 'n lang pad droom. Dis emosionele toestand. Maar drome volgens die Bybel kom ook van God af, kan ook van God afkom. So Ja. God kan deur 'n droom kan hy jou waarsku of hy kan jou voorberei. Josef het gedroom en God is hom besig om hom voor te berei vir die pad. God wys net vir hom die wenpaal, hy wys net vir hom die roete wat hy gaan loop tot by die wenpaal. Maar jou drome, dat die vyand weet nie wat in jou hart is nie, maar hy kan gedagtes in jou kop sit. En dit noem ons sommer net nagmerries. Hy kan gedagtes ook in jou kop sit as jy slaap. Gedagtes in jou kop wat jou ontstel. So, as jy nou gedroom het, hoe evalueer jy dit? En ek dink net aan drome wat jy die volgende oggend kan onthou. Want dis die eerste ding, as jy wakker word, gaan jy weet of jy gedroom het of nie. En partykeer droom jou soveel in die nag dat jy om 3 uur in die nag droom en hou hy jou wakker tot opstaantyd. So as jy hierdie drome droom wat vir jou so 'n realiteit is, die eerste ding is skryf dit neer, laat jy dit nie kan vergeet, net feitelik wat presies hierdie droom gebeur het, gaan skryf dit neer. En hier is die toets, beoordeel die droom. Hier is die toets. As die droom vrede by jou bring, dan weet jy die droom kom van God af. As die droom vrees by jou bring, of angs by jou bring, dan weet jy, dis 'n gedagte wat die vyand geplant het. Dan die volgende stap wat jy gedoen het, dan begin jy bid. As dit iets goeds is, wat van God afkom, dan begin jy, wat sal die mooi woord vir embrace wees? Help my. Omhels. Ja, jy vat daardie droom en jy maak dit jou eie. Maar as dit is wat
vrees by jou bring, dan bestraf jy dit. En baie keer sal ons bid, ons sal droom en ons sal droom oor iemand wat iets slegs mee gaan gebeur. Bid vir daai persoon. Spreek lewe oor daai persoon. Dis hoe ek maar my drome hanteer. Right. Enige iemand iets wil sê oor hierdie gedagte van drome? Dan kan ek iets sê. Ek het Yes, eendag Syden. gedroom. Ek is in 'n winkelsentrum en ek het die badkamer desperaat nodig. En oral waar ek soek is die badkamer so vuil. Ek sal my vyand nie eens daarna stuur nie. En ek droom en elke keer dan soek ek en ek het 'n nood en ek wil badkamer toe. En toe word ek wakker, toe my blaar, toe moes ek hardloop. Anders was dit te laat. Nou wat sal jy dit hoor? Ja. Ja, Tannie, ek as kind het ek ook daai droom gehad en dan was dit te laat gewees. Daarom nooit te laat nie, maar hoe sal jy hom interpreteer? Nee, dis Tannie se emosies wat Tannie gesê het, word wakker, jy moet gaan piepie, word wakker, jy moet gaan piepie. Okay. Kom ons praat 'n bietjie, nog iemand iets sê oor Josef? Kan ons aangaan na die volgende een toe? Ons praat oor Elisa. Lisel, 2 Konings 2 vers 1 tot 14. Terwyl Lisel lees, wil ek hê, terwyl ons moet ons luister, watse lesse kan ons leer by Elisa om die groter in ons lewe te kry? Daar is nog. Dankie, Lisel. Die tyd het aangebreek dat die Here vir Elia in 'n stormwind na die hemel toe sou opneem. Elia en Elisa was op pad van Gilgal af. Elia sê toe vir Elisa, bly hier, want die Here stuur my na Bethel toe. Maar Elisa antwoord hom, so seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle het Ekskuus, toe Lisel, saam kom ons stop jou daar. As jy meer in jou lewe wil hê, en ons praat spesifiek as jy meer van God in jou lewe wil hê, dit gaan nie net in jou skoot val nie. Elisa sê vir Elia, kom wat wil, maak nie saak wat gaan gebeur nie, ek gaan by jou, ek gaan by u bly, ek gaan nie afwyk nie, al wat ek vir jou sê is, jy moet nie opgee in die lewe nie. Moenie opgee op jou drome nie. Moenie opgee om te sê, Here, ek wil meer van u in my lewe hê nie. Okay, Lisel? Hulle het toe saam na Bethel toe gegaan. 'n Groep profete uit Bethel het na Elisa toe gekom en vir hom gevra, het jy geweet dat die Here vandag jou leermeester van jou gaan wegneem? Natuurlik weet ek dit, antwoord hy, bly net stil. Toe sê Okay, Elia, Lisel, kom ons stop daar. Nou, ons is nou besig om nou na Elisa te kyk, wat se lesse leer hy. Die eerste een is, moenie opgee nie. Die tweede een is, toe mense kom en vir hom die negatiewe vertel, Elia gaan doodgaan, hy sê, ek weet dit, maar bly net stil. In die tyd waarin ons lewe, is dit so maklik om ons ore uit te leen aan al die slegte goed wat gebeur in hierdie land. En slegte dinge wat met mense gebeur. Elisa sê, bly net stil, bly net stil. Ek gaan by hom bly tot op die einde. Okay. Lisel? toe sê Elia vir Elisa, bly hier, want die Here stuur my na Jerigo toe. Maar Elisa het weer geantwoord, so waar as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle het toe saam in Jerigo aangekom. 'n Groep profete uit Jerigo het Elisa tegemoet gekom en hom gevra, het jy geweet dat die Here vandag jou leermeester van jou gaan wegneem? Natuurlik weet ek dit, antwoord hy weer, bly net stil. Toe sê Elia vir Elisa, bly hier, want die Here stuur my na die Jordaanrivier toe. Maar Elisa het weer geantwoord, so waar as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie. Hulle het toe saam verder gegaan. Uit die groep profete het 50 mans ook saamgegaan en op 'n afstand teenoor die plek waar Elia en Elisa by die Jordaanrivier was, gaan staan.
Elia het sy mantel gevat, dit opgerol en die water daarmee geslaan. Die water het weerskant. Ekskuus Lisel, ek het nou nie die Bybel voor my nie, ek val jou nou in die rede. Ek wil hê hierdie woorde moet vanaand insink in jou lewe. Bly stil. Dis tyd dat ons party stemme in ons lewe net stil maak. Bly stil. Daar's baie stemme wat ons hoor wat ons negatief beïnvloed. Ons moet daai stemme stil maak. Die volgende les wat ons by Elisa kan leer, toe hulle by die Jordaanrivier kom, het hy 'n leergierige gees gehad. Want toe Elia sy mantel afhaal en hy slaan die Jordaan en hulle kan deurtrek, toe het hy iets geleer. Hy het iets geleer. Okay, dis al. Die water het weerskante toe verdeel sodat die twee droogvoets deur die rivier kon gaan. Toe hulle oorkant aankom, sê Elia vir Elisa: "Wat kan ek vir jou doen voordat ek van jou weggeneem word? Laat my Ek stop jou asseblief." daar. Ekskuus daar. As jy vanaand 'n wens kon gehad het, wat sou jy gewens het? Julle ken vir Gert Potgietertjie, né? Hy Gert Potgietertjie het geloop en toe erf hy by sy ouma net so 'n klein braas, wat soos 'n braas emmertjie, né? Al die ander kinders het baie goedjies geërf, maar Gert Potgietertjie het net so ietsie geklein braas geërf. En hy was so teleurgesteld en hy gaan koop toe, wat is hierdie goed, silbou of braassou? Mos nou. Ken julle dit, silbou en braassou? En hy begin hierdie potjie so mooi vryf. En weet julle wat gebeur toe hy hierdie potjie vryf? Goud. Ekskuus? Kom 'n genie uit. Sorry, jy het die storie verkeerd. Dit was nie Gert Potgieter nie, dit was Aladdin. Man, is Gert Potgieter, is Afrikaanse storie. En die genie kom daar uit en die genie sê vir hom: "Gert, jy het een wens. Wat wil jy wens?" En weet julle wat wil Gert gedoen het? Hy wil graag maan toe gegaan het. Hy sê, "Okay, my wens is laat daar 'n pad van hier af maan toe sal wees." En die genie sê, "Dis 'n baie moeilike ene daai. Het jy nie 'n ander wens nie?" Gert krap sy kop en hy sê, "Ek wens ek kan 'n vrou verstaan." En die genie kyk hom so. Hy sê, "Gert, wil jy 2 of 4 bane maan toe hê?" Okay, dis wel net so. Ek het mos gesê, so add-on gewees. Daar's sekere goed in die lewe wat ons nie sal verstaan nie. Wat is jou wens vanaand? Ek en Andy praat nou daaroor. Wat wil jy nog bereik in die lewe? As die Here vanaand vir jou sê, Salome, wat kan ek vir jou doen? Wat wil jy hê? Robert, jy sê dalk gesê dat ek my gesondheid 100% kan terugkry. Gerda sou gesê sy wens die huurder wil nog net trek. Wat sal jou wens wees? Kom ons kyk wat is Elisa se wens, Lisel? "Laat my asseblief 'n dubbele erfgenaamsdeel van u gees ontvang," antwoord Elisa. "Jy vra my 'n moeilike saak," antwoord Elia. "As jy sien hoe ek van jou af weggeneem word, sal jy dit ontvang. As jy my nie sien nie, sal dit nie gebeur nie." Ek stop jou Terwyl daar, hulle- Lisel. Wat is jou begeerte? Elisa kon enigiets begeer het en hy sê net dat ek 'n dubbele mate van die salwing, ek dink die Ou Testament praat dubbele mate van die salwing ontvang. Ek wil groter dinge doen. Ek wil meer dinge doen vir my eie gewin? Nee, vir die uitbreiding van die koninkryk. En wat sê Elia vir hom? Hey, jy vra 'n moeilike ding.
Want ons verstaan nie altyd die weë van die Here, hoekom gebeur sekere dinge in jou lewe nie. Ons verstaan dit nie. Jy gaan dit nie kan verklaar nie, want jou brein het grense. Jy gaan dit nie kan verklaar nie. Jy vra 'n moeilike ding. Okay, Lisel, nou preek ek lekker. Jy's net soos, ek sien hier Amerikaanse predikers, as hulle preek, dan is daar iemand op die orgel. Dan speel hulle 'n bietjie, dan preek hy, en dan speel hy 'n bietjie. Jy's nou op die orgel vanaand. Yes, go for it, sussie. Terwyl hulle nog so aanstap en gesels, verskyn daar skielik 'n wa van vuur getrek deur perde van vuur. Dit het hulle van mekaar geskei. Elia is in 'n stormwind opgeneem na die hemel toe. Toe Elisa dit sien, roep hy uit: my vader, die strydwa en perderuiters van Israel." Toe Elisa hom nie meer kon sien nie, het hy sy eie klere gevat en in twee geskeur. Maar Elia se mantel het afgeval en Elisa het dit opgetel. Toe gaan hy terug en gaan staan by die wal van die Jordaanrivier. Hy het Elia se mantel wat afgeval het gevat, daarmee op die water geslaan en uitgeroep: "Waar is die Here, die God van Elia?" Ja, hy. Toe hy die water slaan, het dit weerskante toe verdeel, sodat hy kon deurgaan. Hy het geleer, dis hoe jy deur die rivier gaan. Kyk, wat is hier die mooiste les wat ons by Elisa kon leer? Hy het sy ou mantel geskeur, afgegooi, en hy het die nuwe aangetrek. As jy wil sê, ek wil meer hê, is daar nog? Is jy bereid om jou grense groter te maak? Is jy bereid, laat die oue verbygaan en die nuwe omhels? Daar moet 'n tyd kom dat jy die mantel, die oue afgooi en sê, ek is bereid, ek is gereed vir die nuwe. Fluit, my storie is uit. Hoe sien God my? Laaste skrifgedeelte, die stel, Rigters 6 vers 12. Die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê: "Die Here is met jou, dapper held." God sien jou vanaand en hy sê vir jou, jy's 'n dapper held. Daar is meer. Daar is nog 'n happie. Daar's nog malva pudding oor. Kyk. Is daar enigiets wat jy wil byvoeg? Ek is reg, dankie. Tannie Wilma? Ek wil iets sê oor die nagereg storie. Ek het die storie gehoor, maar is lank terug. Tannie wat nou begrawe word sê, as Engels is she says, when you bury me, please bury me with a spoon in my hand. And to sê hulle ook, why a spoon in your hand? Toe sê sy, because the best is yet to come. Ja, ek hou daarvan, Tannie. Die beste kom nog. Gerda, iets wat jy wil byvoeg? Nee, ek's reg, pastoor. Robert? Nee, wat ek glo die beste kom nog. Dit wat ons nou geniet het is lekker, maar die beste kom nog. Daar is nog beter voor. En as ons asem uitblaas, dan lê die beste voor ons. So die beste kom nog. Salome, iets wat jy wil byvoeg? Toe die Here vir Gideon gesê het, hy's 'n dapper held, was dit nie, want hy was bang op daai stadium en hy het glad nie gevoel soos 'n dapper held nie. Maar God het die potensiaal in hom gesien en hy is dapper genoem voordat hy dapper geword het. So ek dink Ja, dit is baie belangrik wat jy sê. Voor hy dapper geword het God hom alreeds dapper genoem. So. Baie belangrike woorde. Maar is iets wat jy wil byvoeg? Ja, ek sluit aan by jou Salome. Dit is so, die Here sien in ons iets wat ons self nog nie sien nie. Wat ons self nog nie weet nie. En wat ek al ervaar het, is dat as jy juis in die modderpoel sit, in die woestyn is, dan
Dan besef jy eers wat se krag lê in jou. Dan leer jy regtig jou eie krag ken. Danksy ons Jesus Christus wat saam met ons is, ons waarskynlik dra. Maar ja, ons het definitief baie meer potensiaal en krag as wat ons dink ons het. Verseker, Lisel? Ja, ek het nie iets om nog te sê nie, dankie. Marius, praat maar met jou vrou ietsie. Grense. Daar is grense, maar soos wat ons vanaand ook nou daar gesien het, Elisa wou geleer het, so dit wil vir my voorkom, dat hoe meer jy leer, hoe groter kan jy jou eie grense maak. Ou wat nie gaan leer nie, sy grense bly klein. Selfs as jy nou fisiese grense vat, as jy gaan stap, 'n pad gaan stap, of 'n pad gaan ry, jy leer daai pad ken. So lyk vir my leer is nogal 'n belangrike ding in ons daaglikse lewens. Moet nooit ophou leer nie. Verseker. Ons gaan lekker kuier om hierdie onderwerp. Kom ons kom by gebedsversoeke. En ek wil graag afskop, Lisel, om te vra om ons mense dat ons geestelik nuuskierig raak. Moenie tevrede wees met dit wat jy het nie. Dat jy geestelik nuuskierig raak. Robert, as jy daai lang pad vat en daar's 'n draai in die pad, gaan jy omdraai of gaan jy net eers kyk wat is agter daai koppie? Ek wil net eers sien wat is agter daai duin. Geestelik nuuskierig. Moenie dat ons net dit aanvaar, dit wat ons weet nie, maar dat ons grense sal uitdaag. Okay. Stel enige versoeke? Dis reg, dankie Boeta. Dan die Wilma? Ek is reg, dankie Louis. Dankie, Net Tannie. dankbaar vir die reën. Verseker, groot, ons skryf dit in bold. Dankbaar vir die reën. Baie dankie. En daar waar dit nog droog is, laat dit sal reën. Gerda, ons is dankbaar hierdie 2 weke is verby. Ons is dankbaar die Here het vir Robert gedra en ons is dankbaar. Vir my was dit so lekker toe daai klok lui. Dis my altyd soos dis verby. It is finished. Kyk, Gerda, enige ander versoeke? Nee, net dankbare hart dat dit goed gaan met Robert en dat ons glo die Here het hom volkome genees. En dan het ons vanmôre gehoor pastoor Dani Venter hierso by ons gaan Dinsdag vir 'n skoueroperasie. Ons bid vir pastoor Dani. Dankie dat jy my laat weet. Ek gaan ook met hom kontak maak weer. Is reg? Robert, enigiets van jou kant af? Ek wil net hê dat as die mense vir my bid, dat hulle nie weer bid vir genesing nie, maar dat hulle saam met my die Here loof en prys vir volkomme genesing. Amen. Amen, volkomme genesing. Amen. Salome, iets van jou kant af? Ek sal baie bly wees as ons vir Tarina en vir Marietjie op die gebedslys hou asseblief. Hulle 2 wat kanker het. Ek het nou nie baie te doen met hulle nie, maar ek sien hulle so kort ons wil hulle in die week of volgende week vir hulle gaan kuier. O nee, ekskuus, nie volgende week nie. Volgende week is ek in Pretoria. So en ek bid ook, ek vra ook asseblief dat dit sal bid vir veilige heen en weer, dat dit alles goed sal verloop. Baie dankie. Wanneer is jy op weesgerus? Die volgende, nie hierdie naweek wat nou kom nie, die naweek daarna. Die 26ste, 27ste, 28ste tot die 30ste, die Sondag. Okay. Ja. Alright. Wysie enige gebedsversoeke? Nee, ek het nie. Okay. Bid net vir 'n soetman. Okay, Lisel? Ek dink maar net van ons kant af vir Wannie wat nou donderdag geopereer word. Dat dit so sal goed gaan. Amen. Sê vir die Here dankie. Marius, enigiets van jou kant af? Ja, niks ekstra nie, net my sussie, ja. Ons dra vir jou sussie op. Pas julle self op. Um, Robert, kan ek jou vra vanaand of ons op te dra in die Here asseblief?
Seker. Ons Ons bid het nie saam. baie ons loof en prys U want U is 'n groot en almagtige God. En daarom wil ons dankie sê Here dat U in ons midde was vanaand, oralsters waar ons verspreid is oor Suid-Afrika, was U saam met ons en het U vir ons insig en wysheid gegee. Here, ek bid dat U met elkeen van hierdie boeties en sissies van my sal wees deur hierdie week en dat U hulle sal behoed en bewaar en beskerm en in die holte van die hand hou totdat ons weer bymekaar gaan kom om U naam groot te maak en oor U te gesels. Dankie Here Jesus, ons loof en prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie julle. Dit was lekker. Ek is opgewonde oor volgende week. Mag julle 'n geseënde week hê en pas julle self op. Bye. Baie julle, Bye. lekker weer. Lekker weer.